1 Samuel, hoofstuk 1, Hanna se vernedering. In Rama, in die heuwelgebied van Efraim, het daar 'n Sefiet gewoon met die naam Elkana. Hy was die seun van Jerogam en die kleinseun van Eliu uit die familie van Tohu, van die familiegroep van Suf uit Efrata. Hy het 2 vroue gehad, Hanna en Penina. Penina het kinders gehad, maar Hanna was kinderloos. Elke jaar het Elkana en sy gesin na Silo toe gegaan om daar te aanbid en offers vir die Here die Almagtige te bring. Die priesters van die Here daar was Hofni en Pinias, die 2 seuns van Eli. Wanneer Elkana sy offers bring, het hy gewoonlik gedeeltes van die offermaaltyd aan Penina en haar kinders gegee. Het hy Hanna baie lief gehad, kon hy vir haar net 1 deel van die offer gee, omdat die Here nie vir haar kinders gegee het nie. Maar Penina het Hanna oor haar kinderloosheid gespot en verneder. Dit het jaar na jaar gebeur wanneer hulle na die huis van die Here gegaan het. Dit het Hanna so laat huil dat sy nie wou eet nie. "Wat maak jy, Hanna?" het Elkana dan gevra. "Hoekom eet jy nie? Hoekom is jy so verdrietig net omdat jy nie kinders het nie? Is ek dan nie beter as 10 seuns nie?" Hanna se gebed vir 'n seun. Op 'n keer, toe hulle weer by Silo was, het Hanna na die offermaaltyd na die heiligdom van die Here gegaan. Die priester Eli het op sy gewone plek by die ingang gesit. Hanna was baie ontsteld, en terwyl sy onbedaarlik huil, het sy tot die Here gebid. Sy het 'n gelofte gemaak. "O Here Almagtige, as U tog net my verdriet wil raak sien en my gebed verhoor en vir my 'n seun gee, sal ek hom vir U teruggee. Lewenslank sal hy aan U behoort. As teken daarvan sal sy hare nooit gesny word nie." Terwyl sy besig was om te bid, het Eli haar dopgehou. Haar lippe het beweeg, maar 'n mens kon niks hoor nie. Hy dink toe sy's dronk. "Moet jy dan besope hier aankom?" sê hy. "Los die drank uit." "O nee, meneer," antwoord sy. "Ek het nie wyn of sterk gedrink nie. Ek is net diep bedroef. Ek het maar net my hart voor die Here oopgemaak. Moenie dink ek is 'n slegte vrou nie. Ek het so lank gebid omdat ek baie hartseer is." "Gerus," sê Eli. "Mag die God van Israel vir jou gee wat jy hom gevra het." "Baie dankie, meneer," antwoord sy en gaan terug om te eet. Sy was nie meer hartseer nie. Die geboorte van Samuel. Die gesin het vroeg die volgende oggend opgestaan. Nadat hulle die Here aanbid het, is hulle terug huis toe in Rama. Elkana het by Hanna geslaap en die Here het Hanna se versoek onthou. Sy het swanger geword en op die regte tyd geboorte gegee aan 'n seun. Sy het hom Samuel genoem, want, het sy gesê, ek het hom van die Here afgesmeek. Hanna vat Samuel na die heiligdom. Die volgende jaar het Elkana, Penina en haar kinders soos gebruiklik vertrek om vir die Here te gaan offer. Hanna het egter nie saamgegaan nie. Sy het vir haar man gesê, "Wag tot die kindjie gespeen is, dan sal ek hom neem om voor die Here te verskyn en lewenslank daar te bly." "Doen wat jy dink die beste is," antwoord Elkana. "Bly hier totdat hy gespeen is en mag die Here sy woord waarmaak." Sy het dus tuis gebly en die baba versorg. Toe die kindjie gespeen is, het Hanna hom na die heiligdom van die Here in Silo geneem. Hulle het 'n 3 jaar oud bul as offer saamgeneem en ook omtrent 16 kilogram meel en wyn. Nadat hulle die bul geoffer het, neem hulle die seentjie na Eli toe. "Meneer, onthou jy my?" vra Hanna. "Ek is die vrou wat hier gestaan het en tot die Here gebid het. Ek het die Here gevra om my hierdie kind te gee en hy het my gebed verhoor. Nou gee ek hom terug vir die Here. Hy sal lewenslank aan die Here behoort." Daarna het hulle die Here daar aanbid. Tot sover.